Okay, hierdie is NS, as julle omblaai, bladsy 1, die menslike spysverteringsstelsel. Dis 'n stelsel wat die kos wat jy eet afbreek sodat die voedsel in die liggaam geabsorbeer kan word. Die 4 hoofprosesse betrokke by die spysverteringsstelsel is ingestie, vertering, absorpsie en egestie. Die organe betrokke by die spysverteringsstelsel is jou mond, slukdarm, maag, dindarm, pankreas, lewer, galblaas, dikdarm, rektum en anus. Nou kyk ons na die verskillende organe. Jou mond, die proses om voedsel in te neem, word inname of ingestie genoem. Die mond is spesiaal aangepas om te help met vertering. Dit bevat tande, 'n tong en speekselkliere. Wanneer jy jou kos kou, breek jou tande die kos in kleiner stukkies af. Hierdie proses word meganiese vertering genoem. Speeksel wat deur die speekselkliere afgeskei word, help om die voedsel te bevochtig en bevat ensieme wat met chemiese vertering help. Die tong meng die kos met speeksel. Die kos vorm 'n bal wat 'n bolus genoem word voordat dit ingesluk word en dat die slukdarm afbeweeg. Volgende is jou slukdarm. Ontvang kos uit jou mond wanneer jy sluk. Spierkontraksies of peristalse lewer kos aan die maag. Die muur van die slukdarm bevat spiere wat die kos aanstoot totdat dit die maag bereik. Dit is baie soos om tandepasta uit 'n buis te druk. Die ritmiese samentrekking van hierdie spiere word peristalse genoem. Bladsy 3. Ons kyk na jou maag. Dis 'n houer wat voedsel berg terwyl ensieme of sure voedsel in 'n bruikbare vorm afbreek. Wanneer die inhoud van 'n maag voldoende verwerk is, word dit in die dun darm vrygestel. In die maag word die kos gemeng met 'n vloeistof wat uit die maagwande afgeskei word. Hierdie vloeistof word maagsap genoem en bevat sout, suur en ensieme. Hierdie chemikalieë help om die voedselmolekules verder af te breek. Die maag het ook spiere wat saamtrek en die kos met die maagsiele meng. 'n Klep aan die einde van die maag open en die kos beweeg in die dun darm in. Volgende is jou dun darm. Dis 'n lang spierbuis wat voedsel afbreek met behulp van ensieme wat deur die pankreas en gal wat uit die lewer vrygestel word. Sodra voedingsstowwe opgeneem is en oorblywende voedselreste of vloeistof deur die dun darm beweeg het, beweeg dit na die dik darm. Die dun darm is ongeveer 6,7 meter lank en is spesiaal aangepas vir die finale stadiums van vertering en absorpsie van voedselmolekules. Die klein voedselmolekules beweeg deur die wande van die dun darm en word in die bloedstroom geabsorbeer. Dit word vervoer na selle van die liggaam waar dit gebruik kan word. Daar is verskeie ander organe wat die spysvertering help funksioneer. Dit sluit die lewer, galblaas en pankreas in. Hulle skei spesiale vloeistowwe af in die spysverteringskanaal wat verskillende ensieme en chemikalieë bevat. Hierdie stowwe help om voedsel te verteer. Volgende is die lewer. Die lewer is die tweede grootste orgaan in die liggaam en verrig baie funksies. 'n Groen-geel vloeistof genaamd gal word in die lewer gemaak en in die galblaas gestoor. Dit word in die dun darm afgeskei terwyl kos daardeur beweeg. Gal bevat stowwe wat help in die vertering van vette en vitamiene. Die lewer help ook met immuniteit om te veg teen infeksies en die lewer absorbeer voedingsstowwe uit die dun darm. Jou pankreas skei verteringsensieme in die dun darm af. Bladsy 4. Kyk na die galblaas.
Dit stoor en konsentreer gal en stel dit dan vry om vette te absorbeer en te verteer. Jou dikdarm of jou kolon, die dele van die kos wat nie deur die liggaam afgebreek word nie, beweeg in die dikdarm. Geen vertering vind in die dikdarm plaas nie, maar water word geabsorbeer uit die verteerde voedsel. Die dikdarm is 'n 1,8 meter lange spierbuis wat die dun darm met die rektum verbind. Die dikdarm is verantwoordelik vir die verwerking van afval, sodat die leegmaak van die ingewande maklik en gerieflik is. Stoelgang beweeg deur die dikdarm deur middel van peristalse, eers in 'n vloeibare vorm en uiteindelik in 'n vaste vorm. Dan kyk ons na die rektum. Dit verbind die dikdarm aan die anus en help met die uitskei van stoelgang en afval. Nadat water geabsorbeer is, beweeg die res van die onverteerde kos in die laaste deel van die dikdarm, wat die rektum genoem word. Jou anus, laaste deel van die spysverteringskanaal. Aan die einde van die rektum is 'n opening genaamd die anus waardeur onverteerde voedsel uitgeskei word. Dan kyk ons na die sleutelwoorde. Spysverteringsstelsel is die orgaan in jou liggaam wat betrokke is by die vertering van voedsel. Spysvertering, die proses waardeur die liggaam voedsel afbreek en absorbeer of jou vermoë om voedsel te verteer. Inname, die proses om voedingsstowwe of medikasie in die liggaam op te neem deur dit te eet of te drink. Absorpsie, die proses om iets in 'n ander stof in jou liggaam in te neem. Egestie, die proses om onverteerde afvalmateriaal uit die liggaam te verwyder. Chemiese vertering, die vermoë van die liggaam om voedsel chemies te verander sodat dit gebruik kan word. Bladsy 5, hierso is die prentjie van die spysverteringsstelsel. Kyk asseblief mooi, die mond sit hier voor, speekselkliere hier agter, jou esophagus of jou slukdarm is hierdie lang pyp, jou lewer, onder jou lewer sit jou galblaas, hierso is jou maag, agter jou maag is jou pankreas, jou dikdarm, jou dun darm, jou blinde darm, jou rektum en jou anus aan die einde. Bladsy 6. Hierso is voedingswaarde van voedsel. Voedselgroepe. Alle lewende plante en diere moet voedingsstowwe absorbeer of eet om die nodige energie te kry om die lewensprosesse te kan uitvoer. Plante maak hulle eie voedsel uit sonlig, water, voedingsstowwe uit die grond en koolstofdioksied deur die proses van fotosintese. Diere kan nie hul eie kos maak nie en moet plante of ander diere eet om energie te kry. Mense moet ook plant of diereprodukte eet om energie te kry om te groei en te ontwikkel. Die 4 hoofvoedselgroepe is koolhidrate, proteïene, vette en olies, vitamiene en minerale. Koolhidrate is die belangrikste bron van energie vir die liggaam. Hulle stoor energie vir die liggaam. Dis 'n belangrike deel van die liggaam se struktuur. Hulle breek af in ons spysverteringsstelsel om glikose, wat 'n suiker is, te vorm. Voedsel wat koolhidrate bevat is pasta, stampmielies, springmielies, aartappels, graan, mieliemeel, pap en brood. Proteïene. Proteïene is die boustene van ons liggaam. Hulle bou die liggaam se spiere. Hulle help ook om beseerde of beskadigde weefsel te herstel. Proteïene kan gebruik word as 'n reserve-energie waar daar 'n tekort aan koolhidrate is. Voedsel wat proteïene bevat is vleis, vis,
hoender, eiers, bone, melk en kaas. Proteïene kom ook in baie plantprodukte voor, kekerertjies, bone, lensies, neute en soja. Bladsy 7. Lipide, vettes en olies. Dit is belangrik vir baie liggaamsprosesse. Vet word rondom die organe soos niere gestoor om hulle teen besering te beskerm. Vet word ook onder die vel gestoor om ons te isoleer. Dit beteken dit hou ons warm. Vette kan as 'n reserve-energie gebruik word waar daar 'n tekort aan koolhidrate is. Hulle help by die instandhouding van gesonde hare en naels. Sommige vitamiene kan slegs geabsorbeer en vervoer word wanneer dit aan vetmolekules geheg word. Sommige vette is egter beter as ander en om te veel van enige soort te hê is nie 'n goeie idee nie. Voedsel wat vet en olie bevat is botter, margarine, sardientjies, kookolies, neute, grondboontjiebotter en avokado's. Vitamiene en minerale. Vitamiene help met die verskillende chemiese reaksies in ons liggame. Vitamien A help om ons immuunstelsel te versterk en is goed vir sig in die donker. B-vitamiene help ons om energie uit voedsel te verwerk en is noodsaaklik vir 'n gesonde brein en senuweestelsel. Vitamien C help om jou vel en tandvleis gesond te hou en verbeter die immuunstelsel. Vitamien D help ook om sterk bene en tande te bou. Die meeste vitamiene word deur plante geproduseer. Ons hoofbronne van vitamiene is vrugte en groente. Dan kyk ons na minerale. Ons liggame kan nie minerale produseer nie en ons moet dit dus by ons dieet insluit. Sommige van die minerale wat ons in ons dieet moet insluit is kalsium, wat jou melkprodukte is, wat noodsaaklik is vir sterk bene en tande. Yster, wat vleis is, wat nodig is vir gesonde bloed en sirkulasie van suurstof in die liggaam. Blaai na bladsy 8. Magnesium, wat in piesangs voorkom, wat gebruik word vir die bou van sterk bene, tande en spiere. Natrium, wat jou sout is, wat ook nodig is vir spier en senuweefunksie en nog belangriker, dit help om die hoeveelheid water in die bloed te reguleer. Vesel word in die skille van vrugte en groente en in volgraanprodukte aangetref en kan nie verteer word nie. Dit beweeg dus deur die spysverteringskanaal en dien as 'n skoonmaakmeganisme. Ons benodig vesel in ons dieet want dit help ons om gereelde stoelgang te hê en om hartklywigheid te voorkom. Water. Ons liggame bestaan uit meer as 70% water. Water is nodig om ons bloed te help om voedingsstowwe en afval deur die liggaam te dra en om te help met chemiese reaksies wat in ons selle voorkom. Voeding en voedingsstowwe. Wat is 'n gebalanseerde dieet? 'n Gebalanseerde dieet bevat die korrekte hoeveelhede voedingsstowwe uit die basiese voedselgroepe wat 'n persoon elke dag benodig vir gesonde groei en aktiwiteite. 'n Ongesonde dieet veroorsaak siektes. Die eerste een is tandbederf. Wanneer jy te veel suiker eet, maak jy bakterieë in jou mond sure wat die tandoppervlak wegvreet en gate vorm. Ragitis, dit is 'n toestand wat by meeste babas en kinders voorkom. As kinders nie genoeg vrugte en groente en genoeg Vitamien D kry nie, kan hulle liggaam nie kalsium opneem nie en hulle kan nie sterk bene vorm nie. Bladsy 9. Hartlywigheid. Dit is 'n pynlike toestand, maar nie 'n siekte nie.
wat voorkom wanneer ontlasting moeilik word en dae of selfs weke uitmekaar. 'n Ongesonde dieet is dikwels die oorsaak, maar daar is ook ander oorsake. Die beste manier om hartlywigheid te behandel is om 'n gesonde dieet met baie vesel en die koolhidrate te volg, gereeld te oefen en baie water te drink. Vetsug, dit is 'n toestand, dis nie 'n siekte nie, waar 'n persoon se liggaamsgewig die gemiddelde gewig van ander mense in dieselfde ouderdomsgroep en dieselfde lengte met 20% of meer oorskry. Die beste voorkoming vir vetsug is om 'n gesonde, gebalanseerde dieet te volg en gereeld te oefen. Diabetes, dit is 'n siekte wat die liggaam se vermoë om bloedsuiker vir energie te gebruik beïnvloed. Die simptome van diabetes sluit in verhoogde dors en urinering, versteurde visie en oormatige moegheid. Anorexia nervosa, dis 'n lewensbedreigende eetversteuring waar pasiënte hulself uithonger en sodoende hulle liggame voeding ontneem en die doel om geweldige hoeveelhede gewig te verloor. Bulimie, pasiënte eet, soms eet hulle te veel, maar gooi dan hulle kos op. Dit beteken dat 'n liggaam nie die kans het om voedingsstowwe en water op te neem nie. Kwashiorkor, dit is 'n siekte wat baie kinders aantas. Dis 'n tekort aan proteïene en jodium in hulle dieet. Kinders wat hierdie siekte ly, kan geswelde hande en voete hê, 'n baie groot buik, sowel as swere op die vel en hulle hare kan van kleur verander. En die laaste een, skeerbuik, dis 'n erge gebrek aan Vitamiin C veroorsaak bloeiende tandvleis, kneusplekke, swakheid, moegheid en veluitslag. Dit word veroorsaak wanneer mense nie genoeg vrugte en groente in hulle dieet inneem nie. Hier is julle leerwerk, lekker leer.